En vandag wil ek met jou praat oor die tema eenheid. Eenheid. Met jou praat oor die tema eenheid. Eenheid in gebed, eenheid in worship, eenheid onder mekaar, eenheid in jou huishouding, eenheid tussen jou familie, eenheid tussen jou werkskollegas, eenheid waar jy stap met jou government. Hoe lekker dit klink na die ultimate boodskap. Almal sê, yes, ek het gekom net daarvoor. Vertel my, hoe kan ons in eenheid kom met ons government? Hoe staan dit met ons staat? Hoe kry ons hierdie dinge reg? Nee, ek weet almal wil na uitloop, jy hoef nie, kom hier sien nie, daaroor nie, maar daai is belangrik. Hoe kom ons daar? Hoe bly ek in eenheid met almal as dit onmoontlik is? Of so voel? Het nog weer so gevoel? Baie keer sê soos ek bots met 3 mense, hoe kom ek in eenheid? Ek voel net, is daar 'n fout met my? Is daar 'n fout met hulle? En dan baie keer dan soos, ja, dan praat daai persoon sleg van jou en dink jy, ja, nee, ek het dit gevoel voor die tyd. Weet dit al wat jy gebeur? Okay. Soos, ja, ek kry gevoel, en nou sien jy, ja, daar wys hulle ware klere. Imagine Jesus moes so oor ons gewees het. En sy sê, ek weet nie, ek het 'n gevoel oor hierdie ouens. Hulle is nie so perfek soos wat hulle voorkom nie. En hy sê, ja, ek het jou gesê, kyk hoe erg is hulle. Imagine die Here moes ons so gehanteer het. Dit sou terrible gewees het. Soos hoekom is dit belangrik? Want die Here wil hê dat ons moet eenheid hou en in eenheid kom daar deurbraak. Wie van julle het al met jou gesin 'n ernstige konflik gehad? Okay? So, het lyk vir my, julle wat nog nie het nie, hou net vas, dit gaan gebeur. Okay, is dit nog met jou gebeur nie? Okay, soos dat nog gebeur ernstige konflik. Okay? Dan wat gebeur is na die tyd, as 'n mens versoening soek in daai situasie en jy kry regtig versoening en jy verstaan hoekom daai persoon gedoen het wat daai persoon gedoen het en daai persoon verstaan hoekom het jy gedoen wat jy gedoen het en 'n mens het versoening gekry in dit, is asof daai band nader kom en nie verder kom nie. Dit kom nader. Maar nou kom ons by vreemde mense, dan sê mense my, ek weet nie, ek is klaar. Maak dit sin? Dan kom ons by vreemde mense, sê, ek het geprobeer, gewerkie. Maar ons het verstaan dat ons familie is so naby aan mekaar soos dit hy is, of ons gesin is so naby aan mekaar, of ver van mekaar, gekoppel aan hoe ons versoening het. Is jy by? Eenheid hou hand in hand vas met versoening. Alleenlik hoe ek kan vergewe en lief hê, is die manier wat sal maak dat of ons naby mekaar is of ver van mekaar af is. Maak dit sin? Dit is dit. Baie moeilik, hè? So moeilik. So maklik, maar so moeilik. Het is baie makliker om dit te preek as om dit te doen. Is dit nie? Soos ek nou wil met jou praat oor eenheid en eenheid in gebed. Veral en onder andere oor alles, maar eenheid in gebed en wat dit vat en waar vind ons daai eenheid? Want as ek vir jou sê, as jy moet eenheid kry tussen 'n Blue Bull en 'n Lions supporter, jy gaan lank sukkel om eenheid te vind tussen daai twee manne. Maar die eenheid vind ons nie in die rugby span wat ons ondersteun nie. Ons vind nie eenheid in wat my opinie is nie. Ons vind alleenlik eenheid in God se woord. Al meen dit dat ek net my vyande moet lief hê, is dit nog steeds 'n plek waar ek kan eenheid vind. Ek gaan dit weer sê, want ons is, nee, moenie dit sê nie. Okay? Al is my manier hoe ek eenheid vind, deur iemand wat regtig my nie kan verdra voor sy oë nie, want ek sê wonderstel om so te voel nie, dan moet ek in my hart werk, okay? Maar as ek so voel dat daai persoon my nie kan verdra voor sy oë nie, dan kan ek daai persoon dit lief hê en vir hom gee, en ek doen dit wat God wil hê ek moet doen, want dis wat die woord van die Here sê, ek moet doen. Amen, maak dit sin. Ek gaan nie gaan oor die
voete af stof gedeelte nie, want ek het al daar 'n paar keer oor gepraat, as jy gehoor het, daai voete af stof is nie oor is ek klaar met jou nie. Dis nie wat die woord van God sê nie. Daai was hulle beste gegee vir die mense en weggestap dan. Dis wat dit doen. Ons praat gister 'n paar van ons ouens. Wanneer weet ons kan ons nie meer mense help nie? Wanneer kom ons op 'n plek waar ons weet ons kan nie meer mense help nie? Wanneer kom ons op daai plek? Wanneer hulle wegstap. En dan moet hulle weet die deur is nog steeds oop as hulle wil terugstap. Dis God se hart. Wanneer hulle wil wegstap, ek gaan help, of jy sê ek wil reg ondersteun, as jy dan sê los my, dan is dit fyn, ek kan jou los. Maar weet my deur is oop as jy weer wil terugkom. Nie wanneer nee, hier trek ek die lyn in die sand, hier sy. Imagine as Jesus dit met Petrus gedoen het, was die kerk sou die kerk nooit gewees het waar hy is vandag nie. Het ons hier gesit nie. As hy gesê, jy het my ontken Petrus, ek trek die lyn hier, wat se tipe mens is jy? 3 jaar stap by saam my, jy vertel vir almal hoe lief jy my het, maar wanneer ek jou nodig het, dan draai jy rug op my. Die rede hoekom die kerk sit, is omdat Jesus daai persoon vergewe het. Een van die hoofredes. Sê, wat gebeur? Wat is God se hart? Ekskuus, ek wil net hierdie ding raak, want hier is 'n baie ding, want ek kry dit die meeste. As dit met beradingsdeel is dit my grootste battle. Wanneer is genoeg? Wanneer as iemand my aanhou seer maak, waar sny ek die lyn? Eerste plek is, en asseblief hier is baie hard, hier is definitief nie beradingstyle nie, hier is bietjie robber, hier is soos 'n off-road 4x4 tipe way, okay? Hier is rof, okay? As 'n persoon jou te seer maak, meen dit daar's iets wat hy doen wat jou maak. En alleenlik wat jou maak kan jou breek. Soos dan is dit nie God wat jou maak nie, dis hoekom iemand anders te jou kan breek. Dis daar baie rof. Sluit net die deure toe, mense wil opstaan en loop. Kyk, nee, luister, dis regtig cool hierdie, kyk. Soos as mense jou aanhou breek is omdat jy te veel waarde koppel aan hulle. Koppel waarde aan God. Mense kan jou nie breek nie, want hulle het jou nie gemaak nie. God maak jou, dan kan jy nie gebreek word deur mense nie. Soos ek hou vas aan die Here. Imagine in wat se krisis sou Jesus sielkundig ingegaan het as al sy disippels hom verlaat het. Imagine dit, hy het nie aan die Vader vasgehou nie. Beloof ek jou, was hy op 'n plek waar hy down and out was. Maar hy het aan die Vader vasgehou en nooit gegaan oor die mense die tog het hulle altyd lief gehad. Maak dit sin wat ek vir jou sê? So maak seker dat jou fondasie is God. Dan sê baie keer mense, my vriend, die Here is die nommer 1 in jou lewe. Soos nee, die Here is nommer 1, maar hierdie persoon, dan dink ek, ons as die persoon ons meer consume as God, het daai persoon 'n idol geword in ons lewe. Ons kan dit nie toelaat nie. Pas op wat jou maak. Ek kan ewen my lewe bou op my vrou. Nou bou ek my lewe op my vrou. Het gaan nie oor wat my vrou sê. My vrou by sy spring en vra ek hoe hoog. En alles wat ek doen, die dag as sy nie meer hier is nie. Wat maak ek dan? Dan wil ek nie meer lewe nie. Hoekom? Want my fondasie was op haar gebou. Ek kan nie dit doen nie. Want jy gaan later jou pak slaag kry. Dis hoekom ons altyd moet bou op God. Eenheid bly in die Here en dit bring ons eenheid tussen mense. Maak dit sin? Dis hoekom God se woord moet altyd opgehou. As ek en jy in sonde is, wat ons weet God nie behaag nie, gaan dit nie oor wat mense se opinies is daaroor nie. Dit gaan oor wat die Here sê daarvan. Maak dit sin? Kyk, eintlik het ek goed by my preek uitgekom. Hierdie was net die begin. Guys, ons gaan gou, ek gaan gou hierdie aangaan. Soos die Here kom en hy sê vir sy disipel, nie is daai tyd was nie net sy disipels, hy sê vir 'n paar van sy mense, hy sê, ek sê vir julle, gaan en verkondig die evangelie daar waar julle gaan. Hy sê, maar voordat julle gaan wag en ontvang die Heilige Gees. Soos wat die Here vir jou sê is moenie uitgaan as ons nie hoor by die Gees van God nie. Okay, daai tyd ontvang, ek glo meeste van ons het die Heilige Gees ontvang. As ons nog nie ontvang het nie, moet ons eendag van die tyd vir die Heilige Gees doop aanhou, sodat baie van julle dit net weer kan ontvang op nuut ook. En vars. En wat belangrik is dat dra ons hierdie Heilige Gees. En hy sê, luister, jy gaan wag net op hierdie plek. En ek wil graag hierdie skrifte vir jou lees. Adrian, as jy daai kan kry, Handelinge 1 vers 14.
Soos hier kom hy en hy verduidelik vir ons hoe belangrik hierdie is. Handelinge 1 vers 14. Soos die Here wil iets doen in ons lewe, maar die rede hoekom die Here nie kan iets doen in jou huis nie, want ons is eenheid in jou huis nie. En die eenheid is nie om jou vrou en kind gelukkig te maak as persyn nie, dis om seker te maak, God is gelukkig, en dit sal oorspoel dat jou vrou en kinders gelukkig is. Is julle by, as ek dit sê? Maak dit sin, of, okay? Ek wil vir sê, 'n vriendjie kom en sê, jy's die pastoor, kon nog verskyn, nou gaan my man glad nie meer vir my luister nie, dis terrible, ek hou nie van wat hy sê nie. Nee, dit gaan nie daar nie, ek beloor dit vir jou, as hy gaan begin goddelike keuses maak, gaan jy hom kan respekteer soos jy hom wil respekteer. Gaan hy kan loop soos jy wil hê moet loop. Daar ruiter op sy wit perd, hy sal presies dit wees. Dit meen ek gaan baie keer vir jou nee sê, en ek weet dit gaan baie keer hartseer vir jou wees, en dit gaan nie vir jou lekker wees nie, ek weet dit gaan vir baie keer moeilik wees. Maar die vrug daarvan gaan beautiful wees. Want jy gaan 'n man hê wat jy kan respekteer. 'n Man wat lyk soos die beeld van Christus Jesus. Nie omdat hy 'n six-pack het nie, net omdat hy voorloop soos 'n man van God. Hy stap in eer. Kan as van die ouens met six-packs ook het, dis kies. Dis nou ander is, maar 'n man van eer, 'n man wat staan en regtig loop met eer. As ek na my man kyk, weet ek dit wat hy doen, is probeer hy altyd reg doen in die oë van God. En dis wat die Here ons voorroep, in daai eenheid, is daai skrif op hier sy. Soos hier kom hulle by mekaar, die Here sê, ek wil iets doen in jou lewe, ek wil die Heilige Gees jou gee, maar ons een plek waar ons dit vind, en hy sê, en hulle almal het, wat sê daai woord? Eendragtig. Ek gaan dit weer lees. En hulle almal het eendragtig. Sê vir die persoon langs in jou, eendragtig. Volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Soos nie elke ou het in sy eie hoek gaan bid nie. Nie elke ou het gaan besluit wat hy voel hy moet doen nie. Dit is nie wat die Here daar gegee het. Die Here het gesê, hulle almal het in eenheid vir een doel gesoek. En dis hoe worship ook moet wees. Ons almal moet nie kom om te sê, oei, is daai steek sy hand op en ek weet, dis 'n shake jou nie. Dit moet nie 'n ding wees aan, oei, dis wat daai ou sê, wat die ou sê, wat daai ou sê nie. Nee, dis nie wat dit moet wees nie. Dit moet wees, ek het een fokus, en sy naam is om Jesus groot te maak. Sy naam is om Jesus te verkondig. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Soos dis hierdie goed wat vir my so belangrik is, dat ons besef, dat ek en jy op 'n plek kan kom, waar ons God kan eer, is wanneer ons in eenheid kom met hom, en saam met mense in geloof. Die realiteit is, as ek vir jou 'n 9mm patroon neersit, net die koppie, gaan ek vir sê, as jy bang vir hierdie ding, gee vir sê, nee, glad nie. Dit is so 'n stukkie ding, haar ding so lig. Maar sodra hy ding teen 1000 voet of 2000 voet per sekond na jou toe kom, raak dit aansienlik anderste. En dis wat die kerk veronderstel is om te wees. Ons is veronderstel, al is ons 'n klein groep, is ons veronderstel met so force te beweeg, met wat God agter ons is. Dat ons sny nie so ding nie, as jy daai ding moet tref, en hy so massiewe ding, gaan hy nie naby die skade maak waar hy klein punt maak. Want hy het 'n punt, en dis die probleem met kerk, ons is nie meer 'n punt nie. Ons het net 'n muur geword. Ons het net 'n muur geword. En die Here roep ons weer terug, en die Here sê, come on, kan ons skerp wees in ons huishoudings? Kan ons weer skerp wees met ons kollegas? Kan ons weer skerp wees in die kerk? Kan ons weer met een doel community toe gaan? Om te sê, Here, waar kan ek inbou? Waar kan ek lief hê? Waar kan ek die mense lief hê? Jesus het dood gegaan vir die kerk. Ons is te bang om iets te doen baie keer vir die kerk. Hy het sy lewe neergelê vir die kerk. Hy het aan 'n kruis gehang vir ons, wat jy sin, elkeen van julle. Daar's nie een van julle wat is, nie vir jou nie.
Elkeen van jou is ingesluit. As jy deel is van die kerk, is jy deel van God se bruid. En nie hierdie kerk nie, asseblief. Dis net ek sê, so ons enigste kerk en nee, ons probeer die woord van God ophou, meer as baie ander kerke dalk. Maar die realiteit is dis oor wat het gaan. Daar's eenheid. Soos ons sien die uitstorting van die Heilige Gees, was daar nie veel krag nie. Maar na eenheid deurgedruk het. Hulle het ook nie die eerste dag gebid en soos, okay, 5 minute, ag nee, Jesus het nie opgedaag nie. Dis nie wat gebeur het nie. Hulle het hoe lank, dag vir dag by mekaar gekom. Ek neem aan, mense het net aanhou bid in die kamer. As jy gekom het jy ingestap. As iemand anders uitgestap het, soos kom ons sê, ons maak 'n gebedskamer. En as ek uitstap, stap iemand anders in. En baie keer bid ons 5 saam, baie keer bid 3 saam. En konstant hou almal saam bid. Maar op hierdie oomblik praat hulle van ongeveer 70 mense wat in die bokamer was. In gebed en in eenheid. Die disippels het nie elkeen hulle eie ding gedoen nie. Hulle was in een plek met een hart en een fokus. Een plek, een hart, een fokus. Ek wil vandag weer sê, ons nie eens op een plek nie. Mag ons een hart en een fokus hê. Mag ons een hart en een fokus hê. Vandag nog ek weet nie of daai die oorspronklike bokamer is nie. Maar as jy in Israel was, dan het hulle baie van die mense dit gesien. Shamaine weet ek was daar, so dan het hulle hierdie bokamer gesien. Die rede hoekom daai plek vandag famous was, is omdat 70 mense in eenheid daar gestaan het. Dis hoekom plek famous is. Die rede hoekom ons gekyk, wat Christendom het geboorte gegee uit daai kamer uit van mense wat sê ek het die gees van God nodig voordat ek kan gaan. Ons kan nie verwag dat God se gees moet beweeg waar daar nie eenheid is nie. En Psalm sê vir ons, with this unity, God commands a blessing. As jy al 2 stryd inbring, verwag die curse, want die teenoorgestelde is ook nie waarheid. Maak dit sin? God beweeg waar daar eenheid is. In Handelinge 2 vers 1 tot 2. Eenheid trek die teenwoordigheid van God aan. Soos hy verduidelik vir ons hierdie amazing stuk in hierdie tyd. Toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Nommer 2. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Weet jy, is vir my snaaks. Ek wens eintlik ek kon die testimonie kry. Ek het al dit so gesoek, maar ek weet van die testimonie want ek het die ou persoonlik al ontmoet. Wat hy gedoen het, hy was 'n prokureur gewees. En hy sê, Here, wat moet ek vir u doen? En hy is deel van 'n klein kerkie waar hy by betrokke was in Argentinië. En hy sê, Here, wat moet ek doen vir u? En die Here sê, los jou werk en word 'n tronkbewaarder. Hy sê, ag nee, Here, regtig, dit kan nie hier wees nie. Here sê, los jou werk en word 'n tronkbewaarder, weer gebruik in die tronk. En wat gebeur, lang storie kort te maak, hy begin in die tronk in Argentinië, en hy kry toe 'n werk, hy sê, Here, ek weet nie hoe ek 'n werk kry nie, want hoe sê ek se prokureur, maar ek wil verstaan dat hy 'n tronkbewaarder word, ek het geen credentials vir dit nie. En hy begin 'n tronkbewaarder word, en wat hy doen is, hy vas die hele tyd, tot hy sê, Here, as jy my een siel gee, dan vas ek 'n dag en vas hy 'n dag. Dan vas ek 'n dag en vas hy 'n dag. En so het hy gevas, hy gebid, en die Here gee vir hom een persoon wat tot bekering kom. Dan vas hy 'n dag en vas die persoon 'n dag, en vas hy, nadat hy kry 'n derde persoon, dan vas jy net elke derde dag. So kry hy meer en meer mense, en die Here begin 'n bonatuurlike eenheid onder tronkgangers, my maat. Mense wat rof is, net wat die wêreld wil afskie, dat daai tronk 'n tronk word wat 'n oop tronk word, waar mense kan gaan werk in die dag en in die nag kom hulle terug. Nie een messteek vind plaas in daai tronkie, niks gebeur nie. As gevolg van een persoon wat sê ek sal in die eenheid stap met God en ek sal mense soek wat saam met die visie sal dra. Ek wil vandag vra, dit is baie mooi om sulke stories te hoor.
Maar wil jy nie graag deel van sulke stories wees nie? Ek is moeg om die stories te hoor, ek wil die storie wees. Dis wat ek glo die Here my geroep het. Soos hy kom by hierdie, hy sê, daar het skielik 'n rukwind gekom. God daag het sy krag op, waar daar eenheid is. En die eenheid net onder mekaar, ons moet net besluit, ons almal is blou bulle, en dan is daar eenheid. Dis nie waar die eenheid is nie, okay? Ek weet wat die blou bulle is, ja, ek stem saam, okay? Dis nie daar nie, ons vind dit in die woord van God. Dis waar ons die eenheid vind. Maak dit sin vandag? Dis waar ons die eenheid vind. Soos nommer 1 punt is, eenheid trek die teenwoordigheid van God nader. Dit was punt nommer 1. Punt nommer 2. Eenheid breek hindernisse en bring deurbraak. Matteus 18 vers 19. Het is geen nou verduidelik om by eenheid uit te kom, want dat is eintlik baie makliker as wat jy dink. Is jy reg? Nou het ons dit. Weer sê ek vir julle, weer sê ek dit vir julle, Here sê, die eerste keer het julle nie gehoor nie. Okay? Soos ek sê dit weer vir julle. Klink dit baie keer soos ons? Dis as weer en weer en weer en weer. Hy sê, weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op aarde oor enige saak wat julle mag vra, dit sal julle teendeel val van my Vader, wat dit moet seker vra wees, nee. Vra vir Vader in die hemel, dan sê hy, dat vers 20, wat julle vra by Vader in die hemel, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. So die Here sê, as ons in eenheid saamstem, en eenheid oor iets spreek, wat in God se wil is, ek wil dit by sê, want hier praat die Here met gelowiges, en mense wat eintlik die Here wil volg, soos wanneer ons goed sê wat in God se wil is, hy sê, en ons begin in eenheid beweeg, hy sê, dan is daar iets wat los en oopsluit, wat maak dat ons in die rigting beweeg. En dis wat die Here wil hê, is dat eenheid word gevind, deurbraak vind plaas, wanneer 2 en 3 saamkom, dit is nie net ek en my Here nie. Dit is nie. Daar's nie 'n boek in die Bybel wat net geskryf is aan 'n enkel persoon nie. Die Bybel gaan nie net oor een persoon nie, en beslis nie oor my nie. Hy gaan oor ons en ons verhaal. Dis nie ek en my Here nie, dis ons en ons Here. Maak dit sin? Dit kom my baie duidelik. Dan verduidelik hierdie gedeelte. Daar is krag wanneer gelowiges saam bid, saam in eenheid stem, saam op een plek, fokus oor een punt en een doel. Ek wil vandag vra, waarvoor bid jy, waarvoor soek jy, en is dit goddelik? Waarvoor bid jy, waarna soek jy, en dan kom die curveball. Dis soos daai baseball ouens wat daai bal so gooi dat hy so draai. Dis amper so ene. Is dit goddelik? Vir baie keer ons bid vir groot goed en deurbrake. En ek het gesien hoe daai deurbrake mense al verwoes. Ek het dit gesien. Want die Here sê baie keer sal ek die begeerte van jou hart gee, maar maart in jou siel. Jy lig weer ons skrif. Die Here sê ek gee vir jou dit wat jy soek, maar jy gaan pak slaag kry oor dieselfde ding wat jy soek. Soos baie keer hou die Here net weg, want hy wil jy nie heeltemal verwoes nie. En ek het al vir hierdie storie vertel, ons het iemand gehad in ons kerk, hy het goed gedoen finansiëel, mooi reg gekom, kom uit 'n plek van verskriklike dwelmmisbruik af gewees, so mooi reg gekom. Regtig begin die Here dien, dinge van die Here ophou,
En hy kry toe 'n werk seker 4 keer sy salaris om 'n maatskappy oor te vat. En hy sê, nee, hier is van die Here. Wow, amazing! Vandag drink hy elke dag van sy lewe, hy het oor as genoeg geld, maar hy's ver weg van die Here af. Soos, het hy gewen? Want as jy met sy familie praat, soos, nee, Jesus, het gaan goed met hom, hè? Want hy ry 'n nuwe kar. Daai is nie 'n wen vir die Here nie, hoor. Daai is 'n wen vir die vlees. Dis nie 'n wen vir die gees nie. En jy meen nie dat die Here nie wil hê met 'n nuwe kar ry nie. Die Here wil net nooit hê dat die kar jou ry nie. As jy verstaan wat ek bedoel. Jy is nie die kar nie. Jy mag 'n nuwe kar hê. Daar's niks fout daarmee nie. Maar goed gaan met jou. En as jy hard gewerk het, why not? Maar verstaan waar is jou posisie. Eers gees en dan vlees. Nie eers vlees en dan gees nie. Kry die posisie reg en dit sal jou lewe verander. Maak dit sin vandag? So hy praat met drie eenheid, dan sê hy vir ons, eenheid breek hindernisse en bring deurbraak. Soos wanneer ons in eenheid staan, dan sien ons breakthrough. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons deel is van, nie net myself nie. Ek kan nie net, ek sit vir jare, doen ek ministry in 'n sekere way, en ons 'n sekere frustrasie, en ek gaan aan hom mee, maar vir jare man, vir jare, dan het ek hierdie frustrasie, en ek sit eendag met JT, van ons CIC kerk, en toe hy my hoor, hy sê, Rudy, daai wat jy nou sê, jy kan nie dit sê nie, my vriend, dis nie van die Here af nie, en ek sê, wow, vir jare het ek gedink is reg, want dis okay, dis my struggle met die Here, en toe kom ek agter aan my struggle met die Here, is omdat ek nie gevoice het aan iemand, wat verstaan word deur ek gaan nie, het ek vir jare iets opgehou, wat ongoddelik was, dat ek 'n massiewe frustrasie gehad, omdat mense nie voluit vir die Here wil dien nie, ek kan dit maar so stel, so ek kan vir mense, dit klink dalk vir jou nie erg nie, jy verstaan nie hoe voel dit as jy pastoor is van 'n gemeente nie, nou dan is dit so, Here, wat doen ek, hoekom is ek hier? Dit lyk nie of die mense hier wil volg nie, prys die Here, ons lyk nou 'n bietjie anders, dit lyk daarom of julle ouens die Here wil dien, so that's good, okay, maar daai tyd was 'n groep verstaan, en hy sê, jy kan nie dit sê nie, hy sê, want het Jesus ooit opgeraak met sy disippels, Rudy? Hy sê, jy kan nie opraak met mense nie, jy mis God se hart in hierdie storie, en toe ek teruggaan na die woord van God toe kan ek weer eenheid kry om my hart te vorm, en partykeer spring hierdie op, en dan kom JT se woorde soos 'n bom, en partykeer ander vriende se stemme ook, dan kom soos 'n bom na jou toe, en sê, hey, moenie mis wat God vir jou instoor het nie. Maar as ek nie vir JT gehad het nie, en dit was net ek en die Here, sou ek vandag nog gestaan het in presies dieselfde situasie, met presies dieselfde frustrasie. Maak dit sin vandag? Waar eenheid is daar deurbraak. Dit lyk of my batterye gegooi word. Okay, ons is wow. Okay. Ek dink jy gaan almal doen nie, daar's nog te veel. So ek gaan dalk net vinnig deur die laaste 2 hardloop. Eenheid bring vermenigvuldiging van krag. Prediker 4 vers 12. Verduidelik hy vir ons, en dis 'n baie bekende stuk, as jy al genoeg troues was, het hierdie gehoor. 'n 3-dubbele tou word nie gou verbreek nie. Okay, dis 'n baie bekende een. Maar dit help vir jou, dis bekend, maar ons pas nie toe in ons huis nie. Dit is baie keer wil ons eenheid vleg tussen my en Chris. Maar ek kan nie eenheid vleg tussen my en Chris as God die deel is daarvan nie. Want die 3-dubbele tou word dan 'n dubbeltou, en dis waar die moeilikheid kom. Maar wanneer ons 'n 3-dubbele tou vleg, wanneer ons 'n verhouding vleg met my Chris en God, is daar 'n ander tipe verhouding. Want ons weet teen wat ons staan. Maak dit sin wat ek vir jou sê? En dit is wat so belangrik is, dat ons altyd seker maak, daar's 'n 3-dubbele tou. Maak seker in jou verhouding, in jou huwelik, tussen jou werkskreef, maak seker God is, dan gaan jy sê, maar hulle wil nie die Here hê nie. Ek wil jou vra, wil jy regtig God hê? Want kan ek vanaf vir jou sê, dit was my lekker om baie keer op te geraak het. Tot ek gehoor het, Rudy, jy kan nie opraak nie, want dit is nie goddelik nie. Dit is lekker om baie keer te sê, weet jy wat, mense wil net nie saamwerk nie. Jy sê, mense probeer so hard, Here.
Maar die Here kom praat my hart, sê Rudy, dit is nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ek is nie deel van hierdie tou van jou nie. En dis wat jy moet verstaan, as jy wil krag hê, maak seker God is in jou situasie. Weet jy wat is die hartseerste van kerk, en ek het dit al so 'n keer gesien, hoeveel mense, ons het eendag 'n vrou gehad, sy sê vir Elise, sy sê, ek is klaar met kerk werk nie vir my nie. En sy sê van, nou praat en nou dog ek gaan hierdie vrou bel en ons gesels met ons, sy sê, nee, pastoor, kerk werk nie vir my nie. Ek sê, hoekom werk kerk vir? Nee, ek bid en die Here antwoord nie alles wat ek hom vra nie. En ek sê, ek dink ons mis dat God koning is. Ons is dan koning. As hy alles doen wat ek doen, is hy my slaaf. Dan werk ek nie vir hom nie, dan werk hy vir my. Daar's 'n plek wat ons moet verstaan, is dat ons kies om onder hom te wees, sodat hy kan koning wees. En as hy koning is, dan leer hy ons om regtig 'n priester en profeet vir ons eie huis en ons eie huishouding te wees. En 'n koning. Priester, profeet en koning van jou huis. Dis wat God ons mans voorroep. Is om dit te wees. En jy kan alleenlik dit wees wanneer Jesus deel van jou tou is. Want autoriteit, it is given. Ons kry dit nie net nie. Dit word gegee, ons kan nie net vat nie. As ek iets vat wat nie aan my behoort nie, dan steel ek. Maar as ek dit ontvang en dis 'n geskenk, dan is dit myne. Maak dit sin wat ek weer sê? En dis hoe die Here met ons werk. Soos eenheid bring krag, gaan nie veel verder. Nommer 4. Het ek 'n stuk gelees. Wat 3 nummer, dis hy. Yes, good. Staan in 'n check, dankie. Dis die beste. Goed, Handelinge 2 vers 41. Eenheid lei tot uitstorting en transformasie. As daar eenheid in die kerk is, en ons praat dieselfde taal, ons glo in dieselfde God, en dan gaan ons so, okay, nou wat moet ek net alles sê wat die pastoor sê? Nee, jy moet alles sê wat die Bybel sê. Want ek gaan dit ook partykeer mis. Maak dit sin? Ek gaan probeer om dit nie te mis. Ek gaan altyd so hoog, en ek het daar 'n bietjie geleer ook om te probeer dit interpreteer, maar dit gaan nie oor my goedheid nie. Het gaan oor, ek glo die Here het my aangestel om daai te probeer ophou in hierdie tyd en seisoen, en dis iets wat vir my, wat ek gevat het nie. Wat kan ek vir sê, toe ek het gevat het ek gesien hoe dit gelyk het, nie goed gelyk nie. Dis alleenlik toe God het vir my gee wat dit verander. Handelinge 2 vers 41. Ag, ja, 41. Hy sê, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele. Ek weet nie gaan ons hulle hierheen kry nie. 3000 siele na hom toe gebring. 3000 siele kom by die Here. Hoekom? Omdat daar, wat was? Eenheid was. Wanneer ons dieselfde taal praat, kan ons saam beweeg. En vandag is dit, en dis wat ek vanaf vir jou sê is, mag ons 'n kerk wees, wat die woord van God sal ophou vir ons lewe. Mag dit regtig, want dit is maklik om die skrif te ken. As ek hierdie skrif sê, almal sê, ek het dit al gehoor. Hy sê die woord van God is 'n wat? 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Wat is hy? 'n lamp vir my en 'n lig vir my pad. Soos ons ken die skrif. Maar in jou daaglikse lewe, die ding is, die Here wil nie ons met die skrif ken nie. Hy wil ons met eintlik die skrif doen. Soos dis nie eintlik van hoe goed ons hom ken nie, is hoe pas ons toe. Hoe gereeld raadpleeg jy God se woord voordat jy iets doen? So kom verduidelik jy gou werk dit. Soos hoe doen ons hierdie prakties? Want dis die moeilike ding. Dis maklik om weer te sê, preek, ja, nee, eenheid, en stap jy uit, en dan sê jy vrou iets, en dan is daar nie meer eenheid nie. Hoe hou ons eenheid? Hoe hou ons eenheid? Eerste plek is,
Voordat ek iets sê, vra ek net, Here, wat wil U sê? Dan gaan ek terug na die woord toe, om te kyk dat dit wat ek wou gesê het, stem dit ooreen met die woord van God. As die antwoord nee is, dan ondersoek ek verder die woord, vra die Here om dan in my lewe in te spreek, en dan spreek ek dit. Want weet jy wat, party Christene is soos hierdie, ek hou glad nie van geestelike grappies nie, as jy my ken, dis my glad nie snaaks nie, oor die algemeen, ek hou nie al van nie, dit voel vir my dis iets om oor te spot nie, maar ek voel Christen is baie keer soos ek het die grappie gehoor en dit laat my dink aan hoe Christen is. Soos jy nou sê, weet jy wat, ek het, en dit is eintlik vir godslasterlik, maar ek wil vertel, ek glo party keer Christen is so, is dan, hulle ry, en die ou sê, hy is besig om beheer te verloor, en hy sê, Here, vat die stuurwiel oor, en toe rol die Here die kar. En die ou sê dit, en ek dog by myself, dis belaglik vir my eerste plek, want dis 'n grap maak nie, maar baie keer is Christene so. Ek wag tot die kar heeltemal uit beheer uit is, dan sê ek vir die Here vat oor, en dan as dit nie goed uitloop nie, dan sê ek, okay, die Here die kar gerol. In plaas dat ek sê, nee, Here, help my, dat ek die man sal wees, wat seker maak dat U van die begin af bestuur, so die kar nie hoef te rol nie. En dis wat ek glo wat die Here ons voorroep is, dat ons seker maak dat die Here in stuur is, en die bestuur is van ons lewe. Maak dit sin vandag? Soos dis wat ek glo wat die Here vir ons hier sê, is dat die Here ons geroep het vir soveel meer. Soos hoe kom ons prakties daarby? Eerste plek is, gaan dit weer al. Voordat ek praat, Here, wat wil U, wat sou Jesus gesê het? Moenie sê, wat moet ek sê nie, want dan is al steeds 'n gedeelte van jou daarin. As die Here sou gepraat het, dink wat sou hy gesê het? As die Here my vrou se man was, wat sou hy vir gesê het? Maak dit sin wat ek wil sê, dis anders as wat moet ek vir sê? Want dan kan ek nog steeds vir sê met so 'n bietjie van 'n stink, net so, dat sê maar net bietjie hoor, die Here is, cover it, maar jy moet net voel, daar so 'n bietjie van 'n stab, hier aan die kant. Dis nie wat die Here wil hê nie. Dan misbruik ons sy woord, amen. Dis nie 'n werkie. Ons gaan raadpleeg die Here, en dan gaan ek terug na die woord toe, en wat sê die Here? Die Here sê, die vredemakers, hulle is kinders van God. Nie die een wat reg is kinders van God nie. Jy wat dink jy's altyd reg, jy mis dit, my maat. Can't be. As jy dink jy's altyd reg, you missing it. Ek staan partykeer veel te sterk op my opinies. Ek het dit op my eie lewe gedink, ek Rudy, wie het jou die hoof gemaak van hierdie wêreld? Verstaan jy kan nie so sterk staan op jou opinies nie. Iemand begin soos, ons doen nie dit in my huis nie. Okay, en as die Here dit wil doen in jou huis, mag hy dit doen. Verstaan jy, I've been there. Maak dit sin as ek dit sê, of is dit net ek wat deur hierdie goed gaan? Verstaan jy, nee, ons doen nie dit in ons huis nie. Okay, en as die Here dit wil doen, hier is die reël hoe ons werk in ons huis. En as die Here wil anders te werk, is hy nie welkom nie. Maak dit sin wat ek wil sê? Mag God ons help, dat hy koning van ons lewens sal wees, sal bly, en vir ewig sal staan. Weet julle om dit prakties te doen? Amen. Gaan ons Here raadpleeg en hoor wat die Here sê, voordat ons keuses begin maak. Mag ons gereeld hierdie besluite maak. En ek wil vandag vir jou sê, hoor gaga, dit meen nie as jy God volg, dat jy nie deur 'n woestyn gaan trek nie. Ek weet gaan vir jou sê, maar die Here se pad met jou na beloofde land toe. Daar's vryheid aan die ander kant. Die vraag is net, jy kan bly onder slawerny vir die res in jou lewe, of jy kan vir 'n tyd lank deur die woestyn gaan, of jy kan die hele tyd klaar in die woestyn en daar bly vir 40 jaar, of jy kan net deurtrek. Maak dit sin? Dit meen nie dat as God vir ons is en hulle laat ons vry, dat hulle ons nie gaan jaag om ons te wil doodmaak nie. Dit meen nie dat hulle ons nie gaan wil jaag en ons skade doen nie. Dis nie wat ek sê nie. En ek wil hê jy moet besef ook, is dat wanneer ons luister na die Here, meen dit nie altyd maanskyn en rose nie. Dit meen net God is met jou op pad, na daai perfekte pot toe, is jy bereid, dat hy aan jou mag skaaf en draai, soos jy wil. Of is jou opinie net belangriker as God se woord? Want ek hoor gou wat ek sê, ewen hoe ons die woord interpreteer. Baie keer, ek het dit vir jare gedoen. Ek het skrif gesoek wat by my opinies gestaan het. Vir jare, my maat, ek het dit vir baie lank in my lewe gedoen.
O, ek glo dit, jy my maat, en dan kan ek die Bybel, ek kan vir jou skrif gooi dat jy blou is. Maar as jy dit in konteks gaan lees, dan kom jy agter hierdie het eintlik gemis. En die Here moes daai ding in my geskaaf het, en vandag nog aanhou my skaaf. Sê Here, dat ons nooit dit goed doen. Soos, kom sê jou man praat, of jou vrou praat met jou oor iets wat nie goddelik is in jou huis nie. En as jy, ja, maar die Here wil dit, wow, kan jy net stil raak en regtig God gaan soek vir dit, voordat jy antwoord? Maak dit sin? Kan jy regtig net stil raak en net die Here gaan soek, of hy nie regtig dit ook wil hê in jou huishouding nie? En dan terugkom sê, laat ek gaan bid oor. Ek sal met jou praat oor. Maak dit sin wat ek sê? Maak hierdie goed sin vir ons? OK, soos dit gaan ons lewe verander. Eenheid gaan ons lewe verander. En hierdie eenheid, en hiermee sluit ek regtig af. Dit is 'n goeie tyd vir jou, Bianca. Ons staan er is, en met 3 gedeeltes sluit ek af. Eenheid is iets wat ons vind op een plek. En is net by een persoon, sy naam is Jesus. Want dit meen dat ek kan eenheid hê, al haat iemand my. Want ek sal lief hê, al haat hulle my.